Goeiemôre Suid-Afrika, 15 April 1500 Suid-Afrika tyd, teen die tyd van die berig en ook berig oor die situasie in Iran, die oorlog in Iran. So, dit is nou bevestig heidaglik het die Amerikaanse vloot volle beheer oor die Strait of Hormuz. Dit het so 'n paar ure gevat, 'n dag of so gevat om al die skepe in plek te kry en ander skepe laat deurlaat wat moet deurkom. En op die oomblik is alle kommers afgesny met Iran. So, dit beteken enige skip, selfs Chinese skepe, wat deur die stryd wil gaan, wat besigheid doen met die ander Arablande, met Qatar en met UAE en hulle word toegelaat. Selfs Chinese skepe, so daar's mense wat gister berigte gemaak het, val die liberal media, anti-American, anti-Trump media, wat gesê het, kyk hoe gaan China dan deur en hulle kom deur julle ding werkie. Maar hulle het nie geluister waaroor gaan dit nie. Selfs Chinese skepe, wat olie koop by UAE en by daai sal deurgelaat word. Niks wat olie koop by Iran gaan deurgelaat word nie. So is 'n Chinese skip, enige skip, by Iran wil aandoen om olie te koop, hulle gaan nie toegelaat word nie. Net aan die ander kant, net aan die weste kant van die see daarso, suidweste kant. En dis nou in volle werking. Daar's nou nie meer enige skepe wat in en uit kan kom, of selfs spesifiek uit kan kom, wat enige iets by Iran aangekoop het nie. So effektief het president Trump die grootste kommerslagaard van Iran afgesny en hulle gaan daar uit, hulle ekonomie gaan doodbloei daardeur, as dit lank aanhou. Hulle behoort te absorbeer vir die eerste paar weke, maar dan sit moeilikheid verder. So, hoe langer die ding gaan aanhou, hoe meer sny hy die hele ekonomiese aard af. So, as hulle wil die ding weer laat vloei, moet hulle baie vinnig by die negotiation tafel uitkom, en dit lyk of hulle juist môre al gaan doen. Met dit kan jy ook sien ook dat hierdie oorlog kan redelik vinnig afwend tot op 'n einde toe. Want op die oomblik is daar nie iets waaroor Iran kan terugfight nie. Dit beteken ook nie dat Amerika se weermag terugtrek nie. Staan nog steeds waar hy moet wees, volle mag. Die Amerikaners het nou al meer as 15 skepe in die Strait of Hormuz om daai blokkade af te dwing, maar nie net dit nie, al die ander skepe en vliegtuie wat gereed was vir 'n groot straik laasweek, is nog steeds in posisie en gereed om enige tyd te straik as dit nodig is. So, daar is daai waarskuwing van geweld teen Iran, as hulle enigiets snaaks probeer. Nou is China ook betrokke by samesprekings. Agteraf is China het klaar met Amerikaanse president gepraat, en hulle is ook agteraf besig met samesprekings met Iran, om 'n peace deal te kry. Want hulle trek swaar, China trek swaar. Hulle het altyd hulle olie by Iran gekoop vir baie goedkoop. Nou moet hulle hulle olie vir die gewone prys koop by UAE en die ander lande, so hulle moet nou meer betaal vir olie. Hulle olie wat hulle daagliks gebruik, die groot totaal olie, is verminder weens van die begin van die oorlog. So hulle sukkel. En laas 2 maande terug sy olie wat van hulle afgesny was van Venezuela. So hulle regtig sukkel ekonomies in terme van energie wat hulle moet inkry. So hulle is definitief in gesprek met wie ook al in charges van Iran, om hulle te kry om by 'n negotiated settlement te kom, sodat hulle olie kan vloei sterk, want hulle kry 'n groot deel van hulle olie van die Midde-Ooste af. Meeste van het, en dan baie van kom uit Iran uit. Verder kan ons sien dat die situasie van die skietstilstand staan nog, daar's nog nie regtig geskiet op mekaar oor en weer nie. Daar's die skote wat in Israel ingaan van Iran af nie, behalwe nou Hezbollah, wat noordelike studies van Iran, van Israel geattack het. Selfs die Lebanon regering het hulle nou begin wegskaar van Hezbollah af en hulle onder druk gesit om te stop. So Hezbollah is ook, hulle is nie op hulle einde van hulle bestaan nie, maar hulle sukkel nou om bestaan te maak in Lebanon. Juist van die oorlog wat aangaan. So daai ding sal altyd daar bly tussen Hezbollah en Israel, maar ons is baie stil op die oomblik. So die hele skietstaking hou sover redelik goed. Dis dan die verslag van nou. Ek sal later weer iets bysit as daar inligting bykom. Ek is Money Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.